Vanaand gaan ons verder met ons derde sessie in hierdie week van gebed, in 'n proses op pad om te groei nader aan die Here. En vanaand praat ons spesifiek oor die groei deur die mense rondom ons. God plaas dikwels mense rondom ons, nie noodwendig vir wonderwerke nie, maar om ons geloof te vorm. Ek dink een van die grootste draaipunte in my geloof het nie gekom noodwendig deur 'n preek nie, maar dit het gekom deur 'n persoon. En jy kan self gaan kyk, hoeveel keer was daar iemand in jou lewe, of 'n groep mense, of 'n gebeurtenis gelei deur sekere mense, wat 'n groot impak gehad het op jou geloof. Dalk 'n mentor, of 'n predikant, 'n vriend, 'n ouer, 'n onderwyser, iemand wat jou reg gehelp het, of rigting gegee het, toe jy aanvanklik 'n bietjie gewankel het. Ek weet, ek het so 'n onderwyser op skool gehad, wat my uitgenooi het om in die oggend voor skool saam met hom om die hokkieveld te stap, en te praat. En dit was nie noodwendig geloofsgoeders nie, dit was nie noodwendig dinge wat uit die Bybel uitkom nie, maar dit was goeders wat my gevorm het, wat begin vra het oor geloof, wat uiteindelik gelei het tot regtig, noem dit maar, bekering van vooraf, en 'n ontmoeting met die Here. Ek dink, as ons almal terugkyk, dan sien ons God se werk in ons lewens nie deur gebed nie, maar deur mense. En dis hoekom ek dink geloofsgroei is so belangrik vir ons, dat ons nie moet die menslike aspek daarvan verloor nie. Ek dink nie ons moet vergeet dat die mense wat rondom ons is, speel 'n groot rol nie. En kom ons praat 'n bietjie eerlik oor ons konteks, Suid-Afrika, 2026. Ek dink al hoe meer, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die wêreld, is daar 'n wantroue teen instellings. Ek dink, daar's van julle wat hierso sit, wat seer gekry het, en nie vertrou nie, as gevolg van instellings, selfs so braaf om te sê kerke. Mense trek terug in hulle eie kringe, in hulle eie families. Daar's 'n individualisme, 'n groei van individualisme, wat sê, maar dit is net oor my, ek en my gesin, is amper die mentaliteit. Kerk word al hoe meer 'n kerkervaring, en nie meer 'n leefgemeenskap nie. Ons leef in 'n tyd waar mense lief is vir Jesus, maar bang is vir mense. Ons wil groei, maar ons wil nie gekonfronteer word nie. Ons wil ondersteuning hê, maar nie aanspreeklikheid nie. Die meeste van ons vra God om ons te verander, of om ons te help, maar ons vermy die mense wat hy wil gebruik om dit te doen. So hier is 'n vraag. Wat is die grootste antwoord op jou gebed, reeds die persoon is wat langs jou sit? Daardie ding wat jy op 'n briefie geskryf het, waarmee jy God vertrou hierdie week. Wat as dit nie 'n teken uit die hemel uit is, of selfs 'n skrifgedeelte uit die Bybel nie, maar 'n persoon wat hy oor jou pad stuur? God se plan was nog altyd, soos ons gesê het, verhoudings. Dit begin by 'n groot Bybelse patroon. As ons kyk na Moses, hy het Aaron gehad, Dawid het Nathan gehad, Elia het Elisa gehad, Paulus het Barnabas en Timoteus gehad. Daar was altyd verhouding, ondersteuning, waar mense, individue, gegroei het, as gevolg van die mense, wat God rondom hulle geplaas het. Spreuke 13 vers 20 sê, wie met wyse mense omgaan, word self wys. Jy word gevorm deur die mense naby jy is. Daar's 'n stelling, en amper wetenskaplike navorsing, ek wil dit nou nie aanhaal nie, wat sê jy word soos die 5 mense met wie jy die meeste tyd spandeer. Jy begin praat soos hulle praat, jy begin dink soos hulle dink, jy begin goeders motiveer soos wat hulle motiveer. En jy word gevorm deur hulle. Die vroeë kerk het absoluut deur verhoudings gegroei.
Handelinge vind ons net na die evangelies, wat die uitstuur is van hierdie apostels, toe Jesus opgevaar het na die hemel toe. En in hoofstuk 2 vind ons hoe hierdie verhoudings begin groei het, en dis ons teksgedeelte vir vanaand, hoofstuk 2 vers 42 tot 47, en ek lees dit vir julle. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en selfs die gebede. Hulle het deel geword van 'n groep, hulle het by mekaar gekom. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het hulle almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Hulle begin met mekaar se lewens inleef. Daarom sê ek nou nie verkoop jou kar en gee dit vir die ou wat langs jou sit nie, maar dit is die commitment wat hulle gehad het aan die gemeenskap. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis het die gemeenskaplike maaltyd gebou. Hulle het by mekaar gaan kuier, hulle het gemeenskaplik saam geëet. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeenskap gevoeg. Ek dink seker die mooiste gedeelte om te vertel, maar hoe God ons nie net laat groei as individuele mense nie, maar in 'n groep. Hulle het saam geleer, saam gebid, saam geëet, saam geleef elke dag. Nou, ons kom nie elke dag by die tempel by mekaar nie, en ons kom definitief nie elke dag eers in selgroepe by mekaar nie, maar ons praat op WhatsApp groepe, en ons is deel van skoolgroepies en klasgroepies en gemeenskaplike groepies, grapgroepiekies en oefengroepiekies. Dis alles mense wat God in ons lewens plaas om 'n verskil te maak. God het nie net sy kerk gebou deur prediking nie, maar absoluut deur gemeenskap. Andy Stanley, wat julle nou weet, iemand is wat ek regtig baie oor lees, skryf, Jesus roep disippels in 'n groep, nie individueel nie. Hy stuur hulle ook dan 2 uit, en hulle gaan leer saam. In Hebreërs 10 staan daar so, laat ons na mekaar omsien en mekaar aanspoor tot liefde en goeie werk. Laat ons mekaar, jy kan nie mekaar aanspreek as jy nie by mekaar is of een of ander iets in gemeenskap het nie. Geloof groei die vinnigste in die teenwoordigheid van die regte mense. Ek gaan dit weer sê. Geloof groei die vinnigste in die teenwoordigheid van die regte mense. In 'n land waar vertroue skaars is, waar mense mekaar seermaak ter wille van selfverryking en selfgroei, het ons begin glo dat geloof is ook 'n solo wedloop. Maar die waarheid is, jy kan nie geestelik gesond bly in isolasie nie. Ons het mense nodig. So hier's 3 vrae wat ek jou wil vra. Wie praat eerlik in jou lewe? Wie vertrou jy genoeg om vir jou die blinde kolle uit te wys? Wie is daar wat vir jou kan sê, luister, ek dink is nodig dat ons dalk 'n koffie moet gaan drink. Daar's 'n paar goeders wat ons speel. Iemand wat jou mag konfronteer. Iemand wat nie net bevestig en ja en amen nie. Jou help om God se stem te hoor. Tweede vraag wat ek wil vra is, wie beïnvloed jou geloof tans die meeste? Jou vriende, sosiale media, werk, familie. Ek dink ons word verskriklik beïnvloed deur sosiale media, en ons volg mense wat ons nooit geken het, of weet hoe hulle leef nie, maar dit wat hulle sê, hang ons aan, selfs op geloofsvlakke. Jou geloof beweeg in die rigting van die mense wat 'n invloed op jou het. Is jy in die regte gemeenskap waar God jou kan vorm? Ek praat nie net van kerk bywoon nie, maar ek bedoel van kerk leef. Leef in 'n groep, leef in 'n vriendekring, waar dit maklik is om oor geloof te praat, waar dit maklik is om uitgewys te word, as dinge nie heeltemal gaan, soos ons glo, God wil hê dit moet gaan nie. Ons bou op hierdie idee van groei,
waar verhouding die basis is. Waar ons met daai verhouding moet uitstap en 'n treukie in vertroue gee, dit prakties maak in 'n groep in. Waar ons glo Jesus wil hê ons moet werk en 'n verskil maak. En hier is nie advertensie vir die DJ groepie, maar dit is so 'n goeie voorbeeld van mense wat op hulle eie plekke, individueel, met hulle eie lewens, by mekaar kan kom en iets gemeenskaplik kan hê. God bou nie in isolasie nie, hy bou in gemeenskap. Môre skuif ons na 'n bietjie meer van 'n interne ding. Dalk daardie persoonlike gevoel wat al hierdie vorige 3 punte beïnvloed en ons bang maak vir dit. So ek hoop regtig dat jy vat vandag se boodskap, vanaand se boodskap en gaan dink, waar kan jy dit toepas? Dalk moet jy gaan bevraagteken, wat is die mense met wie jy deel en wat 'n invloed het in jou lewe? Miskien moet jy 'n audit gaan doen van jou sosiale media. God bou nie geloof in isolasie nie, hy bou dit in gemeenskap. Kom ons sluit ons oor. Here, dankie dat ons op hierdie pad is saam met U. Dankie dat ons ook vanaand as 'n gemeenskap na hierdie boodskap kan luister, waar ook al ons is, op watter manier ook al. Here, my gebed is dat ons regtig waar sal gaan inkyk na die mense wat U in ons lewe stuur. Amen.